Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode in Jesus Bybelstudie. Hier is episode 5 van ons reeks oor antwoorde op moeilike skrifte en ek is Jacques Loots. Ons het gister begin gesels oor die nagmaal en hierdie is dan ook deel 2 van hierdie gesprek oor die nagmaal en ons kyk spesifiek na wat Paulus oor die nagmaal geskryf het in 1 Korintiërs 11. Ons het gister begin lees hier vanaf vers 17 en ons het gesien dat die Korinthe gemeente soms by mekaar gekom het onder die pretens van nagmaal, maar dat dit eintlik ontaard het in 'n groot partytjie en hy sê dit in geen onduidelike terme vir hulle dat dit beslis nie die nagmaal van die Here genoem kan word nie. En dan begin hy weer vir hulle verduidelik hoe lyk die nagmaal wat hy vanaf ons Here Jesus ontvang het. En ons het ook gister 2 baie duidelike doelwitte van die nagmaal raak gesien wat die woord vir ons hier uitlig. Dat die nagmaal se doel is om ons te herinner aan wat Jesus vir ons gedoen het. En dat die nagmaal ook 'n publieke en geestelike verklaring is, dat ons Here Jesus vir ons gesterf het, maar dat hy ook leef en dat hy weer kom om ons te kom haal. Dit alles is in daardie stukkie brood en daai bietjie sap opgesluit. Man, is ons God nie net amazing nie. So dit bring ons vandag by ons tamaletjie vers 27 van 1 Korintiërs 11. Hy lees in die ou vertaling as volg: Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. So hier staan dit. Daar's 'n onwaardige wyse, enkelvoud, waarop iemand die nagmaal kan gebruik. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Let wel, dis wyse, enkelvoud. Daar's nie 'n klomp wyses waarop jy die nagmaal onwaardig kan gebruik nie, maar een. Maar watter een is dit? So kom ons lees verder en kyk of ons 'n antwoord kan kry. So terloops, ek het na verskeie kommentare gaan kyk en daar's 2 hoofgedagtes wat ek by jou gaan los om dan self oor te bid en met die Heilige Gees uit te klaar. Ek gaan nie vir jou hier voorsê of voorskryf watter een om te glo nie. Daar is natuurlik die snert dat sonde in jou lewe of onvergewensgesindheid en allerlei sulke goed jou onwaardig maak. En ek wil dit sommer van die begin af in die kiem smoor. As ek en jy van self waardig kon wees, dan was die kruis en die nagmaal nooit nodig nie. As jy waardig kon word deur 'n vleklose en sondelose lewe te lei, waarvoor het jy na 'n nagmaal nodig in die eerste plek? En weer eens, ek praat nie sonder goed nie en ek sal ook nooit nie. Nog minder praat ek dit goed as jy met onvergifnis in jou hart loop. Drop dit, dis stupid. Raak onmiddellik van dit ontslae. Daai goed maak jou hart hard vir die dinge van God en jy sal nooit ooit tot jou volle potensiaal in Christus kan kom terwyl jy jou sonnetjies koester nie. So raak ontslae van dit. Maar in dieselfde asem, 'n vleklose lewe maak jou ook net so min waardig vir die koninkryk van God as wat dit jou waardig maak vir die nagmaal. Maar wat dan nou van vers 28? Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Sien jy, Jacques? Hier staan dit. Die mens moet homself beproef. OK, maar waarvan moet hy homself beproef? Want hier staan nie dat hy homself moet beproef of hy sonde of onvergifnis in sy lewe het nie. Hier staan net, hy moet homself beproef. Nou om hierdie beter te verstaan, gaan ek die hulp van die Amplified Classic inroep. En ek gaan ook hierdie vers saam met die volgende vers lees, omdat vers 29 begin met want. Nou hoekom sal hierdie vers begin met die woordjie want? Wel, omrede die 2 verse verbind is aan mekaar in die stelling van vers 28 verduidelik word in vers 29. Kom ons lees net eers in die Afrikaanse ou vertaling albei verse, en dan die Amplified Classic, en dan kyk ons of ons nie meer duidelikheid kan kry nie. Hy sê in die ou vertaling in vers 28, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Die Amplified Classic lees, let a man thoroughly examine himself, and only when he has done so should he eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discriminating and recognizing with due appreciation that it is Christ's body
eats and drinks a sentence, a verdict of judgment upon himself. Jy onthou hy het gesê daar's net een wyse. Wel, hier gee hy die antwoord. For anyone who eats and drinks without discriminating and recognizing with due appreciation that it is Christ's body, eats and drinks a sentence upon himself. Hoe eet en drink jy 'n oordeel oor jouself? Nou hier's die eerste interpretasie en gevolgtrekking wat jy uit hierdie gedeelte kan maak. Recognizing with due appreciation, it is Christ's body. Wanneer jy nie onderskei dat hierdie broodjie en hierdie sap ons Here Jesus se liggaam voorstel nie, soos wat hierdie mense van Korinthe gemaak het. Hulle het sommer al hulle kos en drank die mekaar gebruik en dan het hulle gesê, ons het nou nagmaal gebruik. Paulus waarsku hulle hier dat die nagmaal nie net saam eet en drink is nie, maar dan moet 'n spesifieke tyd en geleentheid uitgesit word, wat hulle almal saam sê, hierdie brood en hierdie sap, wat ons nou gaan gebruik, dit is die nagmaal van die Here. Hierdie brood en hierdie sap wat ons nou gaan gebruik, dit stel die liggaam en die bloed van ons Here Jesus voor. Ek dink as jy hierdie saam met vers 33 en 34 lees, dan sal hierdie konteks duidelik na vore kom. Hulle lees so: Daarom my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Jy sien, hier praat hy weer van daai oordeel. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. En hy verwys in hierdie 2 verse spesifiek daarop, dat hulle vir mekaar moet wag om saam nagmaal te gebruik. En dat eet om jou honger te versadig 'n heeltemal aparte aangeleentheid is. Hierdie interpretasie bring ook dan 'n vorm van gerusstelling vir ons as moderne Christene. Want ons het in die gebruik gekom om doelgerig en spesifiek broodjies en sap te hê, om in die kerk of by ons huis saam nagmaal te gebruik met die spesifieke oogmerk en appreciation, soos die Amplified dit uitdruk, dat die brood en die sap die liggaam en die bloed van ons Here Jesus verteenwoordig. In ons volgende boodskap kyk ons na die tweede interpretasie van hierdie onwaardige wyse, wat dan ook die een is waaraan ek persoonlik die meeste waardig. Here Jesus, baie dankie dat U deur die Gees kom en vir ons U woord duidelik uiteensit. Help ons Here om hierdie gedeelte dan ook reg te verstaan en die saak vir onsself reg uit te maak in ons harte. Dat ons U liggaam en U bloed sal onderskei, dat daai broodjie en daai kelkie stel U liggaam en U bloed vir ons voor, wat U vir ons aan die kruis voorgesterf het. Dankie Here vir hierdie amazing sakrament wat U vir ons gegee het, hierdie gebruik wat U aan ons beskikbaar gestel het om te sê, doen hierdie en onthou so dat ek vir jou gesterf het. Ons eer U vir die nagmaal. Amen. Geliefde van Jesus, wanneer jy dan weer nagmaal gebruik, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.